Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Dit is nie altyd maklik om 'n mens se swakhede te herken of raak te sien nie. En as gevolg hiervan is daar baie sosiaal aanvaarbare swakpunte wat voorgegee word as sterkpunte, soos perfeksionisme of materialisme. Baie mense wat skaam sou wees om te erken dat hulle alkoholist is trots daarop om 'n workaholic te wees. Hulle is heeltemal gefokus op doen in plaas van wees. Totdat hulle obsessie om genoeg te hê en genoeg te wees, hulle met 'n hartaanval in die hospitaal laat beland, waar hulle dan met God onderhandel vir nog 'n kans. Wat is jou grootste swakheid? Selfhelp gurus verseker ons dat ons enige swakheid in ons lewens kan oorkom. So dit moet waar wees, reg? Nee. Kyk bietjie rondom jou. Die bewyse wys eintlik die teenoorgestelde. Wat 'n mens wel sien, is mense wat se lewens verander omdat hulle met God se hulp 'n lewens begin leef volgens die beginsels van sy woord. Beteken dit dan iemand wat by God uitgekom het, nie meer kwesbaar is in daardie area nie? Nee. Dit beteken net dat hulle daardie leemte in hulle binneste met iets beters gevul het, en dat hulle nou staande kan bly deur God se krag. Paulus sê in 1 Korintiërs 10 vers 13, geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie, maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra. Om voortdurend op 'n swakheid te fokus, versterk dit net, terwyl om dit oor te gee aan God, positiewe resultate lewer. 'n Mens is eintlik geseënd wanneer jy aan die einde van jouself kom, want dit is waar God kan begin werk in jou lewe. Waar daar minder van jouself is daar meer van God. Nou jy kan nie net jou karakterfoute aanvaar en sê, wel, dit is nou maar net hoe ek is nie. Nee, jy moet elke area van swakheid konfronteer, dit bely en oorgee aan Christus. Daar sal altyd iets wees wat 'n mens aan moet werk of mee sukkel. Paulus het dit erken in 2 Korintiërs 4 vers 7. Daar staan, maar ons het hierdie skat in erdekruike, sodat die voortreffelikheid van die krag van God mag wees, en nie uit ons nie. God sal verandering in jou lewe bring, as jou swakhede oorgee aan hom. Here, ons almal worstel met swakheid. Ons word amper elke dag daarin herinner, dat ons nie alles bymekaar het nie. Ons het U nodig. Help my om elke area van swakheid te konfronteer, te bely en dit oor te gee aan Christus. In Jesus naam bid ek dit. Amen.